Jamie. Ek wil met jou praat oor geestelike volwassenheid. Amen. In hierdie dae is dit belangrik dat ons sal kom by die volheid van die Here se Heilige Gees. En ek wil vir jou sê, al hoe jy by die volheid van die Heilige Gees gaan uitkom, as jy die Here self begin soek. Amen. Sissies, ek wil hierdie dinge deel. Ek sit hierdie week by 'n haarkappery wat my hare doen en sy sê vir my, Pastoor Lini, ek is al deur baie tribulations, al deur baie beproewings in my lewe. Maar een ding wat ek geleer het in al hierdie goed, die Here het alles tot ons beskikking gegee. Sy sê vir my, ek val amper op my rug, dat ons moet dit net begin soek. Ons moet net met daai waarheid rakende Jesus uitkom. Ek wil vir jou vanoggend sê, die Here het net die beste vir jou instoor. Maar weet jy wat? Mense is nie bereid om hierdie pad te stap. Kom ons klim in is hierdie waterroet. Kom ons wees deel en kom ons begin dit soek. Kom ons kom uit by die waarheid rakende Jesus. Amen. Ons leef in 'n gebroken, ons leef in 'n stikkende wêreld. Ek wil vir jou sê, dis die Here wat jou moet help om daai geestelike oorlog. En ek praat vanoggend oor hierdie geestelike volwassenheid. Markus 4:28 praat van. Hy sê eers 'n halm, dan 'n aar, dan 'n volle koring in die aar. Met ander woorde, ewen die natuur verwys dan verskillende fases waar die koringaar ingroei. Soos ek en jy ook in fases wat die Here ons vat, in dimensies. Ek wil vir jou sê, moenie stagneer nie. Soek die Here op daai dimensie wat jy nou is en sê, Here, vat my op 'n hoër dimensie. Ek begeer meer, ek soek meer. Wat is jou begeerte vanoggend in jou hart? Amen. Verseker een ding wat ons nodig vanoggend is, die Here moet ons harte voorberei om te kan groei. Berei hierdie grond voor in hierdie oggenduur, want die woord is vanoggend die saad. Ek saai vanoggend die saad in jou lewe in. Ek wil vir jou sê, as daai grond hard is, dan kan die saad nie ontkiem. Wie sê saam met my? Amen. Die voëls kom op daai harde grond en hulle pik hierdie saad op. Here, help vir ons dat hierdie saad vanoggend op vrugbare grond val. Dit val vanoggend op ons hart en dit dra vrug in ons lewens. Dit bring verandering in ons lewens. Wie sê vanoggend 'n ontvanklike hart? Amen. Daai ontvanklike hart met die vrug wat ek en jy moet dra, ons soek meer van die Here en om dit daarby uit te kom, dan wil ek vir jou sê, Jesus is die lewende water. Hy verwys na die Heilige Gees. Dan moet ek en jy dit ontvang, hierdie strome van lewende waters benut ons vanoggend. Stort dit uit. Ek weet nie, maar ek soek strome in my hart. Hier waar hierdie hart verhard is, luister. God kan in oomblikke, luister, deur sy Heilige Gees inkom en hierdie hart totaal en al verander. Dis wat ons God kan doen. Ons dien die God van die onmoontlike. Amen. Ek vaar in die Gees. Ek bid vir elke verharde hart vanoggend in die naam van Jesus. Elkeen wat luister na hierdie woord, elkeen wat gaan luister op die groepie na hierdie woord. Here, ek wil werklik bid dat die heerlikheid van die Here oor jou lewe gaan inbeweeg. Begin by my. Here, bring verandering in my lewe in Jesus naam. Amen. Dat daar vrug uit hierdie woord kan kom. Here, ek bid Jesaja 55 dat ons woord nie meer leeg gaan terugkeer nie, maar voorspoedig wees waarna ons dit stuur. Hoekom, sissies? Ons leef in ernstige tye. Ons leef in tye wat die oes moet inkom. Here, help vir ons wanneer daai asyn gaan blaas en ons is nie gereed nie. Amen. Dan sê ek, Here, kom in die krag in en verander ons lewens. Vat ons van een dimensie na 'n volgende dimensie. Daar's 'n proses van jou groei van een stadium na 'n volgende. Dink byvoorbeeld aan 'n baba wat op 'n melkstadium is. Hy begin kruip en dan loop hy. Ek wil nie 'n meer 'n val en opstaan lewe hê nie. Ek wil sterk word in Christus, want jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus. Amen. Wat praat jy oor, sissies? Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Kom ons voed ons met die brood van die lewe. Kom ons voed ons met die woord. Kom ons klim in en ons word sterk. Ek wil vir jou sê, jy daagliks in jou liggaam, die Here sê, gee my daaglikse brood. Jy het nodig om te eet, om sterk te kan word en energie te hê. Ek wil vir jou sê, net so het jy nodig in jou gees om die brood van die lewe te eet. En baie mense
voed nie hulle gees nie. Ek wil vir julle sê, daar's 'n geestelike doodsheid, daar's 'n geestelike dood in hulle gees. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar Here, kom in U volheid in my lewe in. Vat U woord vanoggend, maak dit lewend deur die Heilige Gees. Amen. Kom, dat die Here dit vanoggend in ons lewens doen. Kolossense 1:9-10 sê, daarom hou ons ook nie op nie van die dag af dat ons gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here kan wandel, en om in alles te behaag, in elke goeie werk, en verseker in die kennis van God mag groei. Ons moet vermeerder in die kennis van die Here. Die woord praat van goeie werke wat met vrug dra. Hy praat van geestelike wysheid, hy praat van geestelike insig. Ek en jy het die wysheid van die Here nodig. Die Heilige Gees is binne in ons. Dit is amper soos verborgde skatte en erge kryke. Ek en jy moet by dit uitkom, ons moet begin hierdie verborgenhede soek. Ek wil bid dat die Here 'n honger vanoggend in jou lewe losmaak in Jesus naam. Wie begeer daai hoër dimensie? Amen. Here, kom in 'n nader en 'n dieper verhouding met 'n lewendige God. Berei vanoggend bietjie my hart voor. Kom, benat ons deur die Heilige Gees, strome van lewende waters in Jesus naam. En dan gaan die woord verder. Die Here wil vir ons daai openbaringskennis gee deur sy Gees. Ek en jy moet dit begin soek. Kom ons begin die Here soek. Die donderdagoggende by ons dienste. Kom ons soek die Here wanneer ons Bybelstudie doen, gebedslewe. Daar is soveel in die Here te verkry, sissies. Kom ons wees nie meer tevrede met die druppeltjies nie. Ek weet nie, maar ek soek die strome. Amen. Die liefde wat jy moet ontvang, gaan jou lewe verander. Jy moet 'n borrelende fontein begin word vir die Here. Begeer om bruikbaar te word, want hy verander jou lewe, hy kom in jou lewe in, en jy word 'n borrelende fontein. Hierdie liefde moet begin borrelend word in jou lewe, en jy moet begin uitgee na 'n verlore gaande mens toe. Amen. Die Here doen nie verniet hierdie verandering in jou lewe nie. Hy wil hê jy moet bruikbaar wees. En die woord sê, ek gaan verder. Hierdie lewende waters moet oorloop na ander mense toe. Die Here soek skoon, hy soek ryk kanale. Spreuke 25:4 sê, verwyder die skyn uit die silwer, dan sal daar 'n silversmid 'n voorwerp uitkom. Wie sê vanoggend, Here, verwyder al hierdie onsuiverhede uit ons lewens uit. Kom met die vuur van die Heilige Gees en kom brand elke onsuiverheid, kom brand elke onkruid bietjie uit ons lewens uit. Kan die goeie saad in ons lewens begin opkom? Wat praat ek vanoggend, sissies? Here, 'n skoon, 'n ryk kanaal vanoggend vir die Here, 'n bruikbare kanaal. En dan gaan ek verder. Kom ons wees op waaksaam, want jou woorde dra ook krag. En ek bedoel, dis ook saad wat ons praat. En baie keer praat mense meer negatiewe goed as positiewe goed. Jy saai onkruid in jou lewe. Kry klaar om die onkruid te saai. Die Here wil juist die onkruid uit jou lewe uitvat. Hy wil juist die onsuiverhede uit jou lewe uitvat, sodat jy kan uitkom by die volheid, 'n skoon, 'n ryk kanaal. Wat praat ek vanoggend aan die net? Kom ons gee die Here 'n offer vir hierdie woord. Amen. 2 Timoteus 2:21 sê, dan sal ons voorwerp tot eer wees, geheilig, bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Wil jy heilig wees? Die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Wil jy 'n bruikbare kanaal wees vir die naam en die saak van die Here? Dit begin alles by ons harte vanoggend. Kom in die liefde en stort die liefde in ons hart en lewens uit. Hierdie saad wat val, ek weet nie, want ek soek 100voudige oes, vrug. Die vrouens moet begin vrug dra. Waar is die liefde? Waar is die vrede? Waar is die blydskap? Die lankmoedigheid, die selfbeheersing in ons lewens. Amen. Dis die Heilige Gees wat jou lewe verander. En dan sluit dit af met Openbaring 14:15. Daar gaan 'n dag kom. Slaan die sekel in, want die uur het gekom om te maai, sê die Here. Hy praat daarvan omdat die oes op die aarde oorryp geword het.
En daai sekel verwys na die oordeel van die Here wat aan die kom. Die Here gaan die oes bymekaar maak. En ek weet nie van julle nie, maar ek wil deel wees van hierdie oes. Ek wil deel wees van hierdie goeie saad. En dan wil ek jou aanmoedig vanoggend. Kom ons help om die oes in te bring. Die Here kom in ons lewens en hy begin by jou. Hy verander jou lewe sodat jy 'n borrelende fontein kan word vir die naam en die saak van die Here. Bruikbaar, rein, 'n heilige kanaal in Jesus naam. Kom ons bid net raak in hierdie woord. Here, dankie vir 'n kragtige woord wat ek vanoggend met hierdie vroue gedeel het. Here, ek bid vanoggend vir elke verharde hart. Ek wil bid dat U U liefde gaan uitstort. Wanneer hierdie saad, Here, op hierdie grond gaan val, dat dit sal ontkiem, benaderd deur die Heilige Gees. Ek roep groei, ek roep verandering, ek roep bekerings. Die Here sê, roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek gaan jou red, man, ek gaan jou help. En ek bid raak in hierdie woord. Here, ek wil bid dat vrouens gereed sal maak. Wek en rig ons op as kragtige kanale. Ons is bruikbaar in God se koninkryk. En ek bid vir elke vrou wat gaan opstaan. Kom ons staan op vir die naam en die saak van die Here. En kom ons maak 'n verskil in hierdie donker wêreld. Die Here sê, jy is die lig in hierdie donker wêreld. Jy is die sout van hierdie aarde. En ek wil die Here loof. Ek wil die Here begin prys